Geliefdes, ons lees dan Psalm 37 vanaf die 4de vers. Wees bly in die Here, en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vertrou jou lewe toe aan die Here, vertrou hom, en hy sal vir jou sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die lig, en die regverdigheid van jou saak soos die middagson. Wees stil in die Here, en wag geduldig op hom. Moenie die mens beny wat op sy manier floreer, of jou verknies oor sy bose planne nie. Moenie kwaad word nie, laat staan liewer jou woede. Moenie ander beny nie, dit lei net tot jou nadeel. Want die bose mense sal vernietig word, maar die wat op die Here vertrou, sal die land besit. Binnekort sal die boosdoeners nie meer daar wees nie, al soek jy na hulle, sal jy hulle nie kry nie, maar sagmoediges sal die land besit. Hulle sal oorvloedige vrede geniet. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Baie kere sien 'n mens ergens in 'n tydskrif daai ou klein so klein tekenprentjie wat sê liefde is. Het julle dit al gesien? Kan jy 'n paar van dit onthou? Liefde is, en dan het hulle so 'n mooi prentjie wat daarmee gepaard gaan. Baie keer kan 'n mens ook die vraag vra, die lewe is. Wat is die metafoor waarmee jy die lewe vandag sal wil beskryf? Dink gou by jouself. Die lewe is soos wat? Het elkeen van my naam gekry, iets in sy kop? Ek weet, toe ons nog klein was daar 'n ding soos nikkerbols, né? En daai goeders was so kliphard geweet, jy kon jou tande op daai goed breek. En ons het baie keer gesê, die lewe is soos 'n nikkerbol, hard maar lekker. En so het elke ou sy eie rede hoekom hy nou die lewe sal sien. Daar's 'n paar minder positiefes ook. Die lewe is soos 'n oorlogsveld. Dit klink donker, né? Dit klink nogal morbied. 'n algemene ene is, die lewe is 'n reis. Ek hou nogal van daai beeld, want ek dink dat ons is altyd op reis, en 'n mens jaag baie keer so van punt A na punt B, dat jy vergeet om die mooi van hier tussenin ook raak te sien. Ander een wat ek baie keer al gebruik het is, die lewe is soos 'n rollercoaster. Baie keer op, baie keer af, maar daar's altyd opwinding. Ek wil graag vandag vir jou een gee wat vir my werk. Op die oomblik in die tyd waarin ons leef, die afgelope tyd was dit vir my nogal redelik aktueel gewees. Die lewe is 'n spel. Die lewe is soos 'n rugbytoets. Ons is bly die Springbok het gister hulle ding weer gedoen. Mens kan nou na baie ander goeters ook verwys. Ek is nou 'n groot Tottenham fan, so ek kyk nou baie meer sokker as rugby, maar ek het gister 'n bietjie met die rugby ook gekyk. En nie almal is sportmal nie. Ek kom nou toevallig uit 'n sportmal huis uit, maar daar's party mense wat regtig geen geërgdheid het daaraan nie. Ander sal vir jou sê, maar weet jy, vir my is 'n om 'n uitvoering van Nabucco toe gaan kyk is vir my baie meer werd as om na rugby toets te kyk. Rugby kan partykeer so barbaars wees. Maar mens kan miskien dieselfde vergelyking dan met 'n musiekuitvoering vat. So ek gaan 'n paar, dalk so hier en daar gaan ek so 'n bietjie daarna ook verwys, maar ek gaan meer verwys na 'n rugby toets, omdat dit nou so aktueel is by ons in hierdie tyd van die jaar ook. Soms is daar nogal klomp klein twists, veranderinge in 'n wedstryd. Die eerste helfte was nou nie so goed nie, en die tweede helfte die dinge nou weer bietjie beter gelyk, en dan begin dinge weer vir ons rigting kry. Soms is daar geel kaarte en daar's rooi kaarte in die lewe, en niemand van ons hou daarvan as dit gebeur nie, maar die kaart wat vir jou gedeel word, is die kaart wat jy moet gaan speel. As 'n mens mooi na 'n wedstryd gaan kyk, dan 'n wedstryd het altyd die potensiaal dat jy hom kan wen.
Ek onthou toe ek nog in die laerskool was ek maar 'n ou tingerige klein seentjie gewees en ek onthou die onderwyser het gesê, man, daai ou lyk nou groot, maar hy het ook net 2 bene. Maar hy het nie gesê daai 2 bene kan los boor my hardloop nie. So ja, jy het geglo voordat jy opgedraf het, jy gaan hierdie span kan klop. Maar partykeer was hulle so bietjie sterker as wat jy gedink het. Daar's altyd die moontlikheid om te wen. Niemand van ons hou daarvan om te verloor nie. Wat het 'n mens heel eers nodig as jy wil mededingend wees in 'n wedstryd? Wat het jy nodig as jy 'n uitstekende uitvoering by die Staatsteater wil hê? Jy het heel eers 'n uitmuntende dirigent nodig. Jy het 'n afrigter nodig. En ja, Rassie is nie die somer swaalkie nie, maar ek dink die meeste van ons dink tog maar so, al sê ons dit is nie so nie. Sonder hom het ons waarskynlik nie so goed gedoen nie. 'n Afrigter is een wat krities belangrik is om die spanspelers in 'n spesifieke spelpatroon in te kry. Sonder 'n bekwame afrigter kan goeie spelers sukkel. Want dit is 'n deurmekaar storie. Elkeen doen sy eie ding. Ons weet dat 'n suksesvolle span het 'n bewondering wat grens aan die aanbidding van hulle afrigter. Elke keer wanneer spelers na die tyd in 'n onderhoud gevra word oor hulle prestasie, dan sal hulle altyd sê, "Joh, maar as dit vir my afrigter was nie. My afrigter help my groei." Ek het op 'n stadium, ek het julle gesê ek is nou sportbal, en een van die spelers wat nou in die span speel wat ek ondersteun, sy naam is Mohammed Kudus. En hy is, ek dink in Nigerië is hy 'n groot held, maar hy speel nou vir die span en gister het hy een van die wendoele geskop. En na die tyd toe het hulle onderhoud met hom, toe vra hulle, "Hoekom het jy nou na hierdie span toe gekom laas jaar toe jy nou in die mark was? Hoekom nie 'n ander span nie?" Toe sê hy, "Ek het na die afrigter gekyk en ek het besef wat hy met spelers doen en ek het besef hierdie afrigter gaan my na die volgende vlak vat." Vriende, as ons na die geestelike lewe begin kyk, dan moet ons die vraag vra, wie is jou afrigter in jou geestelike lewe? Ons weet wat die antwoord is. Dis soos daai ouetjie wat by die kategese klas gesit het en die juffrouetjie daar gesels met die ouetjies in graad 1 en sy sê vir Jannie, luister, wat is wollerig en het 4 bene en maak mee? En hy sê, "Jene juffrou, dit klink so baie na 'n skaap, maar ek dink die antwoord moet seker maar Jesus wees." So ja, ons het baie keer geneigtheid, ons weet wat die antwoord is, maar die vraag is of ons regtig daai antwoord in ons het. En of dit maar net in ons kop is. So, vanmôre wil ek jou die vraag vra, wie is jou afrigter in die spel van die lewe? En ons weet dat ons leidsman is ons God, ons Vader. Hy het wonderlike vermoëns. Hy kan die spel vanuit 3 dimensies bekyk. Vader, Seun en Heilige Gees. En elkeen het 'n rol om te speel. So dis 'n geldige vraag vir my en vir jou in ons geestelike lewe. Wie is jou afrigter? Is die Here jou afrigter? Is hy die een wat vir jou sê, nee, speel so, nee, moenie dit doen nie, doen eerder dat, maak so, nie so nie, kom nou, wees positief hier, moenie so negatief dink daar nie, kom, laat ons vorentoe beweeg, kom, laat ons saam gaan. En daarom as jy sê, hy is jou afrigter, dan kom die volgende vraag, hoor jy as hy met jou praat? Hoor jy? Hoor jy sy stem? Verstaan jy sy spelfilosofie? Weet jy hoekom hy 'n spesifieke spelpatroon in jou probeer indrul? En kan jy binne sy spelpatroon speel? Dis nogal groot vrae hierdie. Dis nou, mens kan maklik gou-gou in 'n sekonde hierdie 4 vrae aframmel. Maar kom ons dink dit gou-gou weer mooi en ek wil hê jy moet nou hierdie oomblik gebruik dat terwyl jy hieroor dink, moet jy weet is die Heilige Gees wat nou besig is om ook vir jou te help in die oplossing van hierdie vraag. Is die Here jou afrigter? Of volg jy jou eie kop?
Kan jy sy stem hoor? Ken jy sy spelfilosofie? En kan jy in sy spelpatroon speel? Het jy die bewondering vir hierdie afrigter wat ons Jesus Christus noem, om te weet dat hy jou vermoëns kan ontwikkel sodat jy 'n topgelowige sal wees? Is hy in staat om die ligte leemtes in jou in jou manier van leef te identifiseer en te sê, ons moet skaaf aan daai deeltjie. Dis waaraan ons moet werk om jou 'n topspeler te maak. So baie mense het hierdie fundamentele beginsel van gelowig wees verdraai of is verward in hulle lewens uitkyk daaroor. Wanneer elke speler net sy eie kop volg, sy eie patroon speel en elkeen luister na 'n ander stem wat van die kant af skree, wat hom uitgee as 'n kenner, dan kan daar net chaos losbars. Op die ou einde het 'n span nodig, die spelers het nodig om die geluide van buite af stil te maak en te sê daar is een stem wat ek volg. As my afrigter vir my sê dit is hoe ons gaan speel, dan is dit hoe ons gaan speel. Al dink my ouma wat, gaan dit nie werk nie. Hier is die spelpatroon. 'n Wenspan, vriende, 'n wenspan het ook 'n wedstrydplan. As die plan goed werk, kan jy dalk net die wedstryd wen. Nou kan mens sekerlik die vraag vir jouself vra, sou God my en jou hier op aarde geplaas het sonder 'n wedstrydplan? Sou dit moontlik wees dat die Here sê, ek maak jou, ek sit jou daar op aarde neer, en dan klim ek terug in my hemel, ek onttrek my, ek luister nie weer na jou nie, ek stel nie belang in jou nie, ek kyk weg van jou, en eendag as jy nie jou asem uitblaas, dan sal ons kyk hoe dit met jou gegaan het. Hoe het jy hierdie wedstryd gespeel? Dis nie hoe 'n afrigter werk nie. 'n Afrigter is daar langs die veld. Hy sien elke speler se beweging. Hy sien in hulle oë of hulle glo dat hulle dit gaan doen of nie. Hulle weet presies of wanneer dit tyd is om hierdie speler om te ruil met 'n ander impakspeler. En in die geestelike lewe laat God my en jou ook nie sonder 'n wedstrydplan nie. Die wedstrydplan is opgeteken in die Bybel. 35 skrywers oor min of meer 1500 jaar skrywe verskillende maniere skryf hulle storie wat op die ou en 'n deel maak van God se wedstrydplan. En die woord is die wedstrydplan wat ek en jy van dag tot dag moet bestudeer om in hierdie spelpatroon te speel sodat ons die wedstryd kan wen. Daar is 'n goue draad wat deur die hele Bybel loop. God het 'n passie vir mense en hy soek uitdrukking aan hierdie liefde wat hy het. Daarom maak hy 'n skepping, hy plaas mense daarin, hy stap saam met hulle, hy praat met hulle, hy leef saam met hulle tot die dag kom dat hulle sê ons wil nie meer na jou luister nie. Ons wil nou ons eie idee hê, ons wil ons eie koppe volg. En al onttrek hy van hulle op 'n sekere manier, is hy nooit weg van hulle nie. Hy's altyd daar om te sien, en as hy positiewe tekens sien, onmiddellik aandag te gee daaraan. En so deur die eeue heen, kies mense hoe hulle lewensspel wil speel. En op 'n stadium besef die Here dat hier is 'n groot gemors op hierdie veld aan die gang. En hy stuur Jesus Christus om onder ons te kom woon en in ons taal en self te kom demonstreer wat hy wil hê, hoe ons moet leef. En hy kom demonstreer dit foutloos, sodat ons elkeen kan sien wat die bewegings is wat hy moet maak om suksesvol te wees. Als skop mense teen God se beter plan, gee hy nooit moed op nie. Maak hy die deur oop vir elkeen wat besluit om volgens sy wedstrydplan te kom speel. Jy het 'n keuse of jy in hierdie span wil wees of nie. Jy kan kies waar jy jou wedstrydplan wil speel.
kies die afrigter wat ek weet van my 'n beter speler sal maak en wat my verseker by 'n oorwinning sal laat uitbring. Die Bybel vertel ons dat die woord van God deur die Gees geïnspireer is. God het geweet ek en jy gaan 'n paar probleme hê hier op aarde. Ons gaan nie altyd weet presies hoe om elke ding te doen nie. Daarom stuur hy sy Gees om hierdie wedstrydplan vir ons te kom verduidelik. Het jy al finansiële probleme gehad? Die antwoord is hierin. Het jy al verhoudingsprobleme gehad? Die antwoord lê in hierdie wedstrydplan. En die Gees sal vir jou lei om die regte antwoorde te kry en volgens daardie wedstrydplan te gaan speel. Die vraag is of ek en jy die wedstrydplan goed genoeg bestudeer het. Goed genoeg bestudeer het, sodat ons die plan van die afrigter kan deurvoer en verseker dat ons die wedstryd sal wen. Want al het ons die beste afrigter in Jesus Christus, al het ons die beste wedstrydplan in die woord wat vir ons saamgevoeg is, al het ons die beste interpretasie van die wedstrydplan deur die Heilige Gees wat in ons woon, is dit nog steeds moontlik dat spelers kan dink hulle weet beter. En hoe dikwels het ek en jy nie al gedink ons weet beter as die Here nie, weet beter as wat die Bybel weet nie. Het ons gesê, ag weet jy, daai goed was geskrywe 3000 jaar gelede, ag nee wat, ons is nou al modern geword, ons kom ons nou al self ons eie besluite neem. En is net daar waar ons baie keer die kluts kwytraak, want ons verloor die spelpatroon, en terwyl almal probeer om die spelpatroon te speel, is jy die ene wat dit nie reg kry nie. 'n Spansport het natuurlik spelers nodig. Dit help nie, jy het 'n goeie afrigter en 'n goeie wedstrydplan, maar daar is nie spelers nie. Ek onthou goed, toe ek nog op 'n stadium in my jonger dae baie met die skeieregters goed besig was, sit ons eendag en luister na een van die groot Springbok grootkoppe, en sy toe hy met ons begin praat, toe sê hy, rugby is a game for all shapes and sizes. Daar's 'n plek vir 'n ou pokkeltjie en daar's 'n plek vir 'n tingergemaar mannetjie. Daar's 'n plek vir 'n gespierde spoedvraat en daar's 'n plek vir een wat kan kop neersit en in 'n losgemaal ingaan. Daar's plek vir elkeene. So is daar ook in die geestelike lewe. Moet ons aanvaar dat ons elkeen gaan verskillend lyk. Ons gaan verskillende fokuspunte hê, verskillende doelwitte hê, want elkeen moet sy deeltjie doen ten einde die span in staat te stel om sy deel te doen. Hoe wil jy hê moet 'n loskakel die generaal wees agter die pak voorspelers as hulle die balle veilig hou nie? Op die ou einde moet elkeen sy deeltjie doen om dit alles die moeite werd te maak. Die span wen nie net deur 'n paar ouens wat goed is en die ander wat ronddraf op die veld nie. Die Bybel is hieroor baie uitgesproke en hy sê dat ons almal saam moet hardloop op die baan. En ja, daar is klaar gelowiges wat al reeds die reis voltooi het en hulle moedig ons aan, maar ons moet dis nou ons tyd om by die wenpaal uit te kom. En saam het ons elkeen verskillende gawes en wanneer al daai gawes tot mekaar se diens en tot mekaar se voordeel gebruik word, dan kom daar iets moois, onoorwinlik na vore. So het elkeen van ons eie gawes, ons eie vermoëns, ons eie belangstellings. En elkeen moet sy eie unieke posisie speel. Daar is plek vir hulle wat bid en daar is plek vir hulle wat praat en daar is plek vir hulle wat kos maak. Daar is plek vir die Martas en die Marias en daar is plek vir elkeen in hierdie span van God. En ek en jy word deur hom met die hand uitgesoek om deel te wees van hierdie span. Ek en jy gaan nooit saamstem oor die manier waarop die lewe hanteer moet word nie. Maar ons moet ten minste saamstem oor die wêreldplan. Ons kan verskil oor politiek, ons kan verskil oor dogma in die kerk, ons kan verskil oor 'n klomp dinge. Maar oor hierdie wedstrydplan en dat Jesus Christus ons afrigter is,
moet daar geen twyfel wees by enigeen van ons nie. Daar is nie een gelowige wat sonder 'n ander gelowige kan leef nie. Daar is spanmaats wat op jou staat maak. En hoe jy die spel van die lewe speel, het 'n impak op die res van die span. Daarom kom uit die oproep na my en na jou om ons span, ons spel met oorgawe voluit te gee tot voordeel van die span. As afrigter gee God diep om vir elkeen. Hy het 'n manier op sy hand om elke speler te kom sit en te sê, dit het vandag dalk nou nie goed gegaan nie, maar dit beteken nie dat jy nie meer in die span is nie. Jy is deel van ons visie vorentoe. En daar is tye wat ons weet, ons het nie die spel gespeel soos ons moes nie. Maar die Here gaan nooit jou uit die span uitskop en sê, ek is nou klaar met jou, gaan nie. Dis waar die mentaliteit van die aardse voorbeeld van rugby of sokker nie meer kan hou nie. Want niks kan standhou by die Here nie. In 'n wedstryd gaan iemand wen en iemand gaan verloor. Vir baie jare wat ek die voorreg nadat ek die skeieregters goeters gelos het hulle my genader om 'n afrigter te wees vir skeieregters. En ons was deel van so 7-8 ouens wat so deur die land getoer het en na skeieregters se spesifieke wedstryde gaan kyk het. Een van die goed wat ek graag gedoen het was om 'n stophorlosie saam te neem. En om te kyk na wanneer op watter stadium maak die skeieregter sy meeste foute of sy ergste foute. In die eerste 10 minute is daar gewoonlik baie min foute. Gewoonlik in die eerste 10 minute is die skeieregters baie goed, maar as daar 'n dissiplineprobleem is, het dit in die eerste 10 minute begin. So daar's ergens 1 of 2 goed wat gebeur het in daai eerste 10 minute wat vir jou sê, hier's moeilikheid of dit gaan oukei. En dan gewoonlik aan die einde van die wedstryd is dit wanneer die skeieregters gewoonlik hulle meeste foute maak. Omdat hulle dan ook moeg raak en hulle konsentrasievermoë is verslap en. Een van die goed wat ek op 'n stadium getaak was om te doen, is om te kyk na hoeveel minute speel 'n wedstryd. Wynand sal dit nou baie geniet daar agter. 'n Wedstryd op provinsiale vlak, so 10-15 jaar gelede, ek weet nie of dit nou al beter is nie, het hulle spesifiek 18 minute, gemiddeld 18 minute se aktiewe spel gehad. Die res was lyn staan, wag, fluitjie het geblaas, almal kom by mekaar, die skram, ons vorm, al hierdie ander goedjies wat nie spel is nie. 18 minute van in die wedstryd, die bal ingegooi is by die skram tot hy die volgende fluitjie geblaas word. En dis eintlik skokkend, dink jy speel 80 minute, maar as net 18 minute van aksie. Nou in die geestelike lewe is dit ook nogal partykeer so. Want daar's 'n klomp voorbereiding, want wanneer daai dooie punt gebeur, as die lyn staan nou aangekondig is, het julle gesien wat doen die span? Die voorspelers staan almal by mekaar en hulle sê, okay, ons gaan nou hierdie kode gebruik, ons gaan nou hierdie bal gaan ons nou op hierdie manier speel, en dan beweeg hulle nou rustig na hulle posisie toe, en wips, daar begin die aksie weer. Maar daar was 'n stuk van beplanning gewees in daai aftyd. In daardie aftyd is wanneer ek en jy stil raak en weer dink oor die wedstrydplan. Weer dink oor hoe gaan ons hierdie volgende aksie leef? Hoe gaan ons hierdie volgende dag speel? Hoe gaan ek optree as ek in hierdie situasie kom? As dit gebeur, hoe gaan ek daar reageer? En saam daarmee vriende in die lewe van Christen wees, is daar ook 'n tyd waarin ons diep moet konsentreer, weer moet fokus op die wedstrydplan. Ek onthou hoeveel kere wedstryde op 'n spannende mespunt was. Gistermiddag was dit nou weer so hier nader aan die einde toe, om te sê, is daar nog tyd dat die Argentynë die ding kan deurtrek of nie? Maar terwyl daai sekonde wys terloop, het ek en jy die een groot sekuriteit. Ons het reeds gewen. Want Christus het gewen aan die kruis. As gelowiges, solank as wat ons saam in die wedstrydplan speel, kan ons hierdie wedstryd nie verloor nie. Maar tussen vandag en jou laaste sekonde op aarde, moet jy nog steeds die wedstryd voluit speel.
Jy moet nog steeds aanhou om jou ding te doen vir die span om te kan wen. Ek en jy weet nooit wanneer die eindfluitjie vir ons gaan blaas nie. So jy moet vandag vir jouself hierdie vraag afvra, is jy besig om voor te loop in die wedstryd? Of is daar harde werk wat nou moet gebeur om hierdie wedstryd gewen te kry? As daar harde werk in jou geestelike lewe is wat nou moet gebeur, moenie tyd mors nie. Die sekondemeister loop. Werk daaraan. Word 'n spanspeler. Luister na die afrigter. Lees die wedstrydplan. Begin dit uitvoer op elke manier wat jy kan. So hier by die afsluiting, ek sien nog niemand het hande opgesteek gesê, dis nou genoeg nie. Ek sal myself hand opsteek en sê dit raak nou genoeg. Hoe speel jy jou wedstryd op die oomblik in die geestelike lewe? Sal die koerante skryf vir jou en vertel van wat 'n wonderlike wedstryd jy gespeel het hierdie Saterdag? Of gaan hulle jou 'n swakpunt gee en sê, kon 'n bietjie beter gewees het? Net jy sal weet. Want net jy kry daardie tellingkaart. 'n Groter vraag sal dalk wees om te vra, vir watter span speel jy? Want in die wêreld is daar, die geestelike lewe is daar net twee spanne. Jy is of vir die Here of teen die Here. So watter span speel jy op die oomblik? Ek onthou daar was 'n tyd wat ons in die WP gesê het, man, hierdie ou is eintlik is die Blou Bulle nou 16 spelers, want daai ou van die WP moes nog net 'n blou trui al gehad het. Dan het hulle nog makliker gewen. Watter trui dra jy? Die kruis van Christus? Is jy deel van daardie span? Ek onthou dat in my lewe, in my spel wat ek moet speel, was daar al 'n paar mooi oorwinnings. Daar was ook al 'n paar nederlae. Dit was nie lekker nie. En elke keer wanneer die nederlaag daar was, het ek besef dis omdat ek nie die wedstrydplan gevolg het nie. En ek nie na die afrigter geluister het nie, my eie kop gevolg het, gedink het ek weet beter. Daarom wil ek jou uitnooi, liewe gelowige. Elke keer wanneer ek en jy ons eie koppe volg, dan eindig die wedstryd in 'n gemors. Bestudeer die wedstrydplan. Want God se belofte is duidelik vir my en vir jou. Aan die einde gaan jy wen, die oorwinning is verseker. Al wat jy nou nog moet doen is, speel die spel voluit, tot die eindfluitjie blaas. Ek hoop jy sal onthou dat die lewe, soms 'n dikerbol, soms 'n oorlogsveld, soms 'n reis, maar mag dit vir jou nuwe betekenis hê om te weet, die lewe is 'n spel, waarvan God ons rig op hierdie pad. Kom ons bid saam.